Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels nou met Ronald King, die hoof van openbare beleid en regulatoriese aangeleenthede by PSG Financial Services. Ons kuier vanmôre met hom via die internet en ons gesels maar oor die sielkunde agter spaar en belê en geld blaas ook. Sien dat ons nou in hierdie verskriklike spaarmaand, die special maand is, November, maar nou ja. Goeiemôre Ronald. Goeiemôre meester, hoe gaan dit nou met julle? Man, ryk maar nederig. Hoor, ons moet 'n bietjie gesels oor finansies en dis meer, maar meestal oor die sielkunde daar agter vandag. Kom ons praat eers oor foute. Mense maak foute as dit kom by finansies. Wat sien julle is die grootste foute? Ek dink die grootste probleem wat ons het is dat mense vat die, en jy moet maar verskoon dat ek lyk soos ek lyk. Ek het vanmôre nou probeer om saam met my span te draf. Nou sien dat ek nou so 10 jaar ouer as hulle is, né? Het ek nou amper nou vandag ook een van my grootste foute gemaak en probeer byhou. So dit was nogal 'n nagmerrie, maar ek dink die grootste fout wat ons maak en wat ons baie keer sien is dat mense sit hulle geld in verskillende pakkies. Dit wat hulle verdien en dit wat hulle as 'n bonus kry en dit wat hulle as Kersfeesgeskenk kry, al hierdie goed word op verskillende maniere deur hulle gesien en die manier wat hulle dit spandeer is dan natuurlik nou heel anderste. So dit is 'n groot kopseer en dan die ander groot kopseer wat ek dink ons sien is dat mense het nie 'n probleem met hulle inkomste nie. Mense het 'n probleem met hulle uitgawes. So jy het op 'n vorige keer vir ons gesê, Ronald, jy het gepraat oor die woord sny diep. Wat beteken dit? Ja, so ons het nou al oor die tyd saam met ons regtig waar baie kere gekyk na wie is die mense wat werklik waar geld gebou kry. En ek wil sê dat ons het al mense gehad wat onderwysers is wat miljoene by aftrede gehad het. En ons het al mense gehad wat mediese spesialiste was wat nie kon aftree nie. Wat moes werk tot laat in hulle 70's omdat hulle elke sent wat hulle verdien het uitgegee het. Jy weet, Porsches en lekker lewe, die hele wêreld vol getoer, maar hulle het nie beplan nie. Hulle het nie gekyk na hoe hulle geld uitgee nie. So ons sê dat wanneer dit kom by welvaart bou, gaan dit oor jou uitgawes bestuur. En daar moet jy sny. Jy moet konstant besig wees om te sny. En as jy nie diep genoeg sny dat dit seer maak nie, dan sny jy nie werklik waar jou uitgawes nie. Wêreld, so dit moet seer maak. Eina. Dit moet baie seer maak. Hoorie, maar kom ons praat 'n bietjie oor hierdie November maand, hierdie special maand. Wat is die sielkunde wat 'n mens nou maar moet onthou tydens hierdie blaas vinnig jou geld tydperk? Jy weet, ek dink die hoof ene wat daar al oor baie gepraat het, is die feit dat mense sit in 'n situasie waar dit gaan oor onmiddellike bevrediging. Jy wil graag nou iets hê. Jy sien daardie ongelooflike, nou ek het nou deesdae 'n liefde vir Lego ontwikkel, jy weet, so dan kom 'n nuwe Lego stel uit en sê maar as ek nou daai Lego stel het, gaan dit fantasties wees, jy weet. So jy wil onmiddellik bevredig word. So dit is 'n baie groot gevaar. As jy gaan kyk na die data daar buitekant, is dit die mense wat werklik waar die vermoë het om te sê nee wat geld maak. Dan wanneer dit kom by hierdie beleggings, wanneer dit kom by die ongelooflike kortings wat jy nou kan kry met Black Friday en die goed, moet 'n mens baie versigtig wees. Daar's 'n hele klompie sielkunde wat hulle agter hierdie ding gebruik. As jy byvoorbeeld by 'n winkel instap, dan sit hulle die duurste, vir dames, hulle sit die duurste rok voor. So jy sien 'n rok vir R10.000. Die tweede rok wat jy sien is R5.000. Dan is daai rok, weet, halfprys. Want ek meen, jy het jou prys geanker op die eerste prys wat jy gesien het. En dit is 'n groot kopseer. So hulle sit die duur goed voor, jy sien pryse en dan sit hulle 'n ding wat gewone pryse is, maar dit lyk vir jou goedkoop. So wees baie versigtig vir al hierdie taktieke wat gebruik word wanneer dit kom by sielkunde en verkoop van goed hier oor hierdie dae. Maar baie mense kry mos nou maar 'n bonus. Jy kan dit seker spandeer daarop. 'n bonus is net nog 'n deel van jou salaris. Jy moet verstaan dat dit net soveel voorgewerk is
en dat dit nie daar is om net geblaas te word nie. Ek het nou onlangs weer met 'n kliënt gesels wat ek oor gesê het dat hy werk nou so 7 jaar en ek het vir hom gesê, luister, al wat jy moet doen, ek vra net een ding van jou is, elke jaar vat jy jou hele bonus en gaan koop Effekte Trust belegging daarmee. Hy kon nou met trots vir my sê dat sy belegging nou na 8 jaar 3 miljoen rand is, net omdat hy konstant daai geld gaan wegsit het. So, as jy jou lewe kan beplan, as jy jou begroting opstel sonder om jou bonus in ag te neem, en jy vat die bonus en jy sit dit weg, gaan jy oor 'n paar jaar van nou regtig verbaas wees oor hoeveel jy met daai geld verdien het. Ja, Ronald, as. Jy het nou gepraat oor die spesialis. Dit was so lekker geklink. Hy het 'n Porsche gery, hy het getravel oor die wêreld. Hy het 'n lekker lewe gehad. Okay, hy kan nie lekker aftree nie, maar hy het 'n lekker lewe gehad. Nou sit mense wonder, jy weet, moet 'n mens maar nie daai onmiddellike bevrediging so nou en dan bietjie kielie nie. Jy weet, ek het 'n opleier gehad toe ek net begin het in die industrie wat vir my gesê het, jy moet 'n gedeelte van jou geld spandeer op goed wat lekker is, anders het jy nie 'n rede om môre weer te gaan werk nie. En ek dink daar is nogal so klein bietjie waarde daarin, maar die groot kopseer is dat mense moet besef dat waar ons vandag in die lewe is, en ek het sopas die nuutste statistieke gekry van Momentum se aktuariëse, mense, ons het moeilikheid, ons gaan 100 jaar oud raak, jy weet, till death do us part beteken nou maklike 100 jaar. So, jy moet bewus wees van die feit dat die kanse dat jy gaan lewe langer in aftrede as wat jy gelewe het toe jy gewerk het, is baie, baie groot. So, Wow. Jy moet nou kies. Wil ek lekker lewe nou vir 20 jaar en dan stapper en krepeer as ek oud is? Of wil ek nou net so bietjie moet sny en dan 'n baie lekker en decent lewe in aftrede hê? Ronald, hoe gemaak as jy vir jouself sê, want daar is baie mense wat sê, maar ek sukkel om deur die maand te kom. Hoe spaar ek dan? Jy weet, na een van ons vorige sessies het een van die luisteraars vir my 'n baie moeilike e-pos gestuur. Sy was regtig nie gelukkig nie en vir my gesê, ek moet verstaan, dit is verskriklik duur. Al 3 haar kinders is nou in privaat skool en dit kos 'n klomp geld. Sy het nie geld om te spaar nie. Nou, as al 3 haar kinders nie in privaat skool was nie, het sy dalk geld gehad om te spaar. Nou, ek sê nie as enigiets verkeerd met 'n privaat skool nie. Ek sê net dat ons het hierdie manier om die manier wat ons lewe te regverdig. Ons moet hê wat ons hê, want A, B, C of X, Y en Z. Ons moet eerlik met onsself wees wanneer dit kom met ons uitgawes. Oor wat van daardie uitgawes is werklik noodsaaklik. Daar's mense wat met 10.000, 15.000, 20.000 rand 'n maand oor die weg kom. As jy 60.000 rand 'n maand het, kan jy nie vir my sê jy het nie die vermoë om te spaar nie. Also, ek mag nou niks meer sê met my kleintjie Alkie nie. Hoor hierso? Jy het nou gepraat oor Effekte Trusts. En mense moet die effekte, maar as mense praat die hele tyd oor aandele ook. Is my beleggings dan nou verkeerd as alles in aandele is of moet dit in Effekte Trusts? Hoe werk dit dan? Jy weet, daar's 'n groot verskil in die eerste plek tussen Effekte Trust en aandele. Effekte Trust is 'n tipe produk. So, as jy in die Effekte Trust belê het, dan sê dit jy's in die produk belê, maar dit sê nog nie regtig in watter bates jy belê het nie. So, dit is baie, baie belangrik om daai verskil te verstaan. Jy kan in aandele belê deur 'n produk. Jy kan of direk aan belê of jy kan in Effekte Trust belê wat in aandele belê. So, dit is die belangrike ding. En die belangrike ding om hier te verstaan is dat die tipe produk wat jy nodig het jy Effekte Trust nodig? Het jy 'n uitreaniteit nodig? Het jy 'n uitkeerpolis nodig? Dit hang af van jou persoonlike behoeftes. Die produk of die bate waarbinne jy belê, soos aandele of kontant of skuldbriewe of daai goed, dit hang af van die termyn waarin jy belê. So, as jy in aandele belê vir jou vakansie daar by Buffelspoort, wat ons nou net na geluister het, dan sit jy met 'n bietjie van 'n probleem, want aandele kan jou seermaak hier na Desember toe. Jy moes eerder in kontant daai beleggingkie gebou het. Maar as jy besig is om te spaar vir jou aftrede, dan het jy 10, 20, 25 jaar, dan is kontant die swakste ding om in te belê. So jy moet met jou finansiële beplanner gesels oor wat is die produk en wat is daai bate waarin jy moet belê. Hoeveel moet ek spaar vir aftrede?
Meer as wat jy tans spaar. Dit is so maklik soos dit. So dit wat jy nou doen, meer. Is so maklik so dit. Dit hang alles af van wanneer jy begin het. Jy weet, as jy jou kinders grootgemaak het en jy het hulle geleer dat van hulle eerste salaris af moet hulle 15% spaar, dan is dit genoeg. As jy by 40 kom, dan moet jy al 'n derde van jou salaris spaar. En as jy nou hier by my ouderdom kom, wat nou so in kort voor aftrede is, dan moet jy al basies jou hele salaris begin spaar as jy nog nie gespaar het nie, want jou tyd hardloop nou baie uit. Maar ek hou daarvan om te sê, as jy so by 20% van jou salaris gespaar het, dan behoort jy jou somme te kan laat klop. Ja, smaak my tyd loop uit. Ook vir ons onderhoud. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het uit die vreemde uit. Dis lekker hier in Polokwane. Groete vir almal. Nou maar sterkte in Polokwane, hoop nie hulle reën te nat nie. Nou dit was dan natuurlik Ronald King. As jy enigstens met Ronald King wil gesels of 'n vraag het, spesifiek oor daai 3 privaat skole miskien, stuur 'n e-pos na ronald.king@psg.co.za. PSG is natuurlik die geheelbeeld en jy geniet die voordeel. Geaffilieer is van die PSG Financial Services Groep, 'n gelisensieerde beheerende maatskappy en gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Baie dankie Ronald, moenie gaan draf môreoggend nie. Jy het dit nou klaar gedoen. Ek het dit klaar gedoen, daar is nie meer krag oor het.